Goeiedag en baie welkom by hierdie aanlyn boodskap van Kerk Sonder Mure. Ons is besig met 'n reeks wat gaan oor die gewone lewe en ons kyk in hierdie tyd baie spesifiek na die werk van die Heilige Gees in ons gewone lewe. En vandag se boodskap, die tema van vandag se boodskap is die Heilige Gees in my. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons aanbid U en ons loof U as die goeie Vader, as die naby Vader, as die Vader wat vir ons lief is en wat met ons moeite doen. Dankie Here Jesus dat U alles gedoen het wat nodig is dat ons in 'n verhouding met ons goeie Vader kan leef. En Heilige Gees, dankie dat U ons kom herinner aan alles wat Jesus gesê het en aan alles wat Jesus gedoen het. En ons bid dat U dit vandag ook sal doen deur U woord. In Jesus se naam. Amen. Ek lees uit die Bybel uit Efesiërs die 5de hoofstuk en ons gaan vanaf vers 15 lees. Efesiërs 5 vers 15 tot 20. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil hê dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En sing onder mekaar psalms en lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Vers 18 sê, laat die Gees julle vervul. Ek wil begin met 'n stelling. En die stelling is die volgende. Daar's nie een mens, nie een Christen wat op die oomblik lewe in die hele wêreld wat op die oomblik lewe of wat al gelewe het, wat meer of minder van die Heilige Gees in hom of in haar het, as wat jy op die oomblik van die Heilige Gees in jou het nie. Miskien moet ek dit weer sê. In die wêreld is daar nie een Christen wat al meer van die Heilige Gees in hom of in haar gehad het, as wat jy op die oomblik in jou het nie. So Paulus is as hy skryf oor die Heilige Gees in die Nuwe Testament in sy briewe, is hy ondubbelsinnig duidelik daaroor. En dit is, hy sê dit in Romeine 8 vers 9, as jy nie die Gees van Christus het in jou nie, dan behoort jy nie aan Christus nie. Nou, dis as jy dit van die negatiewe kant af benader, om te sê, as jy nie het nie, dan is jy nie. Maar as jy dit anders bekyk, dan sou 'n mens kon sê, in dieselfde trant, Jesus het sy Heilige Gees uitgestort oor al sy volgelinge. En hier is net 'n ander woord om te gebruik, al Jesus se volgelinge is deur die Heilige Gees gedoop. So, of kom ek sê dit nog anderste, as jy Jesus Christus aangeneem het as jou Here en jou Verlosser, aan die ander woorde, as jy 'n kind van God geword het, en jy is 'n kind van God, dan het jy die Heilige Gees ontvang. Dan is jy, weer daai woorde, dan is jy gedoop met die Heilige Gees, dan is die Heilige Gees, die Gees van Jesus, oor jou uitgestort. So, alle kinders van God, elkeen wat Jesus ken en volg as Verlosser en Here, het die Heilige Gees ontvang. Maar hier's nou die ding. Maar nou sê Paulus, ons het gelees in Efesiërs 5 vers 18, nou sê hy daar 'n ding wat baie keer verkeerd verstaan word. En omdat dit baie keer verkeerd verstaan word, is dit 'n ding wat gelowiges baie keer verwar, wat Christene baie keer verwar. En dit is die woorde wat Paulus daar gebruik wanneer hy sê, laat die Gees julle vervul.
So hoe werk dit dan nou? Ek het dan nou net gesê, ek het die Heilige Gees ontvang, maar nou sê Paulus hier, laat die Gees julle vervul. Hoe werk daai ding? Baie mense sê dit werk min of meer so. Wanneer jy Jesus aanneem, wanneer jy 'n kind van God word, dan ontvang jy 'n deel van die Heilige Gees. Daar's mense wat die woord gebruik, dan ontvang jy 'n porsie van die Heilige Gees. En nou, as Paulus dan sê, laat die Gees julle vervul, dan beteken dit, ek het nou 'n deel van die Heilige Gees ontvang, en nou moet ek elke dag, elke geleentheid, moet ek 'n bietjie meer van die Heilige Gees ontvang. Ek moet 'n groter porsie, of 'n groter deel van die Heilige Gees ontvang. Nou die probleem met hierdie manier van dink oor die Heilige Gees, is dat as ons in die Nuwe Testament kyk, elke keer wanneer daar oor die Heilige Gees gepraat word, dan word daar oor die Heilige Gees as 'n persoon gepraat. Nie as 'n mag of 'n beweging of 'n krag nie, maar 'n persoon. 'n Persoon soos wat die Vader 'n persoon is, en 'n persoon soos wat die Seun 'n persoon is. En as dit dan so is, as die Heilige Gees 'n persoon is, dan kan jy tog nie 'n stukkie van 'n persoon ontvang, en dan later 'n bietjie meer van hom ontvang, en 'n bietjie meer nie. Dis, as jy in jouself dink, is nou dalk 'n stupid beeld, maar dit help my. Jy's 'n persoon, dink ten minste so, en jy sit nou hier saam met my in hierdie vertrek, maar jy kan nie ook in 'n ander vertrek wees nie. Jy's nou hier, jou hele jy is nou hier. So, en dis hoe die ontvang van die Gees werk. Jy het nie 'n deeltjie van die Gees en jy moet meer en meer van hom kry nie. Jy ontvang wanneer jy Jesus aanneem as Here en Verlosser, en hier's 'n belangrike woord, dan ontvang jy die Heilige Gees volledig. 'n Ander woord is, jy ontvang die Heilige Gees in sy volheid. En nou is ek weer by daai sin wat ek net nou gesê het, daar's nie 'n Christen in die hele wêreld wat al ooit geleef het, of wat op die oomblik leef, wat meer of minder van die Heilige Gees in hom of in haar het as jy nie. Dis die eerste ding wat ons moet hoor vandag. Die Heilige Gees is 'n persoon, en as jy hom ontvang, dan ontvang jy hom volledig, dan ontvang jy hom in sy volheid. Maar nou het jy geweet, ek gaan ergens sê maar, as dit dan so is, sou jy kon vra, as dit dan so is, dat ek die Heilige Gees in sy volheid ontvang het, en onthou, as ek sê die Heilige Gees, dan praat ons van die Gees van krag, die magtige Gees van die lewende God. So die vraag sou kon wees, as dit dan waar is, dat ek die Heilige Gees ontvang het, hoekom sukkel ek nog so met die lewe? As Handelinge 1 vers sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, hoekom voel ek so kragteloos? Hoekom voel ek in my verhouding met die Here so kragteloos? Hoekom voel dit vir my nog, as ek die Gees van die lewende God in my het, hoekom sukkel ek nog so met my gebedslewe? Hoekom sukkel ek so met my verhoudings? Hoekom as die Here sê, Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Hoekom is ek dan so bang om met iemand te praat oor die goeie nuus oor Jesus? Hoekom sukkel ek nog so met die lewe? Ek dink is hier waar die begrip vervulling waarvan Paulus praat in Efesiërs 5 ter sprake kom. Want jy sien, hier is die gedagte, hier is die woord wat ons moet kry, vervulling gaan, as ons kyk na 1 Korintiërs 3 vers 1, dan sien ons, vervulling het te maak met gehoorsaamheid. Want daar sê Paulus 'n belangrike ding wat ons nie altyd aan dink nie, en dit is, hy sê daar's party gelowiges, en ons praat nou van mense wat Jesus aangeneem het, ons praat van mense wat die Heilige Gees in sy volheid ontvang het. So daar's sulke mense, en daar's vandag sulke mense dalk hier, wat die Gees ontvang het, maar sê Paulus, wat hulle nie laat lei deur die Gees nie.
So as gelowiges, mense wat die Gees ontvang het, wat hulle laat lei deur die Gees, en as ander wat dit nie doen nie. Dieselfde met Galasiërs, vers 25. Daar sê Paulus, laat die Gees julle gedrag bepaal. So daar's gelowiges, mense wat die Heilige Gees in sy volledigheid ontvang het, wat toelaat dat die Gees hulle gedrag bepaal, en as ander wat dit nie doen nie. So as ons dan praat oor vervulling deur die Heilige Gees, dan is hier die belangrike ding. Dit gaan nie daaroor dat ek al hoe meer van die Heilige Gees kry nie. Maar dit gaan daaroor dat die Heilige Gees al hoe meer van my kry. Dat die Heilige Gees al hoe meer beheer kry van my gedagtes, van my woorde, van my dade. Daar's 'n beeld wat ek dink wat ons kan help om hierdie vervulling ding te verstaan. En dit is, ek weet nie wie van julle is eiendomsagente wat hier sit nie. Jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar ek hoor eiendomsagente is nogal slim mense. As hulle 'n huis wil verkoop wat gedaan en stikkend is, dan praat hulle in die advertensie van 'n fixer-upper. Nee, en as daar staan is 'n fixer-upper, dan wil hulle dit laat klink asof hier 'n avontuur vir jou voorlê. En dan, ja, okay. Maar as jy nou so slim mens sou wees en jy koop 'n fixer-upper, 'n huis wat opgeknap en herstel en mooi gemaak moet word, dan is daar dan gaan jy waarskynlik 'n bouer moet kry om dit te kom doen. En as die bouer met jou 'n afspraak het vir 8:00 die oggend om nou te kom kyk wat hy moet doen om te kom regmaak, dan weet jy hy gaan op die kop 8:00 opdaag by die deur. Maar dan moet jy hom innooi in hierdie huis in. En dit help nie, jy nooi hom net tot in die portaal in nie. En jy sluit al die ander deure van al die ander vertrekke toe nie. Jy moet vir hom die sleutel gee tot elke vertrek in daardie huis, as jy wil hê hy moet dit nuut maak, en dit mooi maak en dit reg maak. Jy moet, met ander woorde, hier is die belangrike woord, jy moet vir hom vrye toegang gee tot die hele huis en tot elke vertrek in daardie huis. En ek dink, dit help my 'n bietjie om te verstaan wat vervulling met die Heilige Gees beteken. Dit beteken, wanneer ek Jesus aanneem as my Here en my Verlosser, dan het hy by my ingetrek. Dis die beeld wat die Bybel gebruik, dan woon die Heilige Gees in my lewenshuis. En omdat hy in my lewenshuis woon, kan ek nie vir hom net toegang gee tot sekere uitgesoekte vertrekke in my lewe nie. Dis waarom ons vandag praat van die gewone lewe. Ons praat in hierdie reeks van die gewone lewe. Ek het nodig om vir die Heilige Gees toegang te gee, nie net tot my kerk vertrek nie net tot my gemeente betrokkenheid vertrek nie. Ek het nodig om vir die Heilige Gees toegang te gee tot letterlik elke vertrek in my lewenshuis. Hy moet toegang kry, hy moet vrye toegang kry tot my werksvertrek, my studievertrek. Hy het nodig om vrye toegang te kry tot my huis, my gesin, my huwelik. Met my huweliks, die sleutel van my huweliksvertrek en my gesinsvertrek moet ek vir die Heilige Gees gee. My politieke oortuigingsvertrek, my ontspanningsvertrek, elke liewe vertrek, elke aspek, elke deeltjie van my lewe moet die Heilige Gees toegang tot kry, want hy wil inkom in daardie vertrek in, en hy wil dit mooi en reg en heel maak, en die manier hoe hy dit doen, is deur Jesus koning te maak van elke vertrek van my lewe. Jesus wil nie net koning wees van my kerklike vertrek nie, hy wil die koning wees van elke vertrek van my lewe.
En ek het nodig, en dis wat dit beteken as Paulus sê, laat die Gees julle vervul. Ek het nodig om te sê, Heilige Gees, kom en ek maak elke vertrek van my lewe oop. Hierdie vertrek, hier's nog 'n gemors aan die gang hier binne. Kom asseblief in en kom maak dit mooi en reg en heel. Kom maak Jesus koning van my gesin. Kom maak Jesus koning van my werksplek. Kom maak Jesus koning van my gedagtewêreld. Kom maak Jesus koning van my lewe, elke deeltjie van my lewe. En ek dink dis wat Paulus bedoel as hy sê, laat die Gees julle vervul. Dis nie 'n bietjie meer en elke dag 'n stukkie meer van die Heilige Gees kry nie. Dis dat die Heilige Gees vrye toegang kry tot elke deeltjie van my lewe. Maar soos jy weet, ek weet dit ook, elke beeld, en ek gebruik nou hierdie beeld van my lewenshuis, elke beeld het uitdagings en elke beeld het probleme. En so ook met hierdie beeld. En ek dink die grootste probleem vir my met hierdie beeld, want dit is 'n goeie beeld dink ek, maar die grootste probleem daarmee is, dat dit klink maklik, dit klink pynloos, en dit kan, Engelse woord, effortless klink. Ek moet maar net sit, en ek moet die deur oopmaak, en die Heilige Gees kom, en hy maak alles mooi en reg. En ek en jy weet, die lewe werk nie so nie. En ek en jy weet, dat verandering van ons lewens, om dele van ons lewe wat nie onder beheer van Jesus se koningskap is nie, onder Jesus se beheer te bring, is nie eenvoudig nie, is nie maklik nie, is nie pynloos nie. Ek het onlangs weer die Narnia boeke van C.S. Lewis gelees, en in een van hierdie boeke, The Voyage of the Dawn Trader, word daar vertel, daar is so 'n mislike seentjie daarin. Sy naam is Eustace, die lelikste naam op die aarde. Ek hoop nie is iemand wat Eustace is hier nie. Nee, dis nie die lelikste naam op aarde nie. Vergeet daai, dis nie mooi om te sê nie. Maar Eustace word verander in 'n draak. En nou moet Eustace weer, ergens moet hierdie seentjie weer terug verander word in 'n seentjie. Maar dan gebeur dit glad nie pynloos nie. In die boek word vertel dat die vel van die draak moes stukkie vir stukkie afgeskeur word van Eustace af, sodat hy kan wees wat hy bedoel was om te wees. Sodat hy kon lyk weer en kon wees weer wie hy is. Jy sien, bo aan die agenda van die Heilige Gees vir jou lewe en vir my lewe, is nie pynlose gemak en gerief en veiligheid en selfvervulling nie. Bo aan die agenda van die Heilige Gees vir jou lewe is lewensverandering. Dis om en lewensverandering beteken dat ek al hoe meer soos Jesus sal lyk. Paulus sê dit so aangrypend mooi daar in Galasiërs 4 vers 19. Hy sê daar, ek sê dit in my eie woorde, maar hy sê ek is verkeer in spanningsvolle afwagting, want ek wil sien hoe Jesus in julle gestalte kry. Ek wil sien hoe Jesus in julle gevorm word. Ek wil sien hoe die Heilige Gees die draak se vel, alles wat jou nie soos Jesus laat lyk nie, stukkie vir stukkie van jou afskeer. Dis nie maklik nie, dis nie gerieflik nie, dis nie veilig nie. Maar dis die resultaat is die lewe op sy beste.
Die werk wat die Heilige Gees in my en jou lewe doen, is nie pynloos nie en is nie gerieflik nie, maar die resultaat daarvan is die lewe soos wat God dit bedoel het. En dis die lewe op sy beste. Dis die lewe op Jesus se manier. Dit is die Jesus lewe. Jy moet vandag hoor, die Gees van die lewende God, die magtige Gees, die kragtige Gees, die Gees van waarheid, die Gees waardeur Jesus uit die dood uit opgewek is. Daardie Gees woon volledig in jou. En hy wil jou nie seermaak nie. Die Gees wil jou nie seermaak nie. Maar hy wil jou baie beslis ook nie los soos wat jy is nie. Hy wil sien en hy wil saamwerk dat Jesus in jou gevorm word. En daarom werk die Gees wat volledig in jou woon, hy werk intiem in jou. Daar waar jy alleen is, daar waar jy stoei en stry met goeters in jou lewe waarvan net jy bewus is, dinge in jou lewe wat net jy weet, hierdie ding lyk nie soos Jesus nie. Hierdie vertrek van my lewe is 'n gemors. Die Heilige Gees werk intiem met jou vanoggend. En daardie deel van jou lewe. Want sy bedoeling is om kragtig deur jou te werk. Hy werk intiem in jou, want hy wil kragtig deur jou werk. Hy wil hê dat jy soos al hoe meer soos Jesus sal lyk, want hierdie wêreld het nodig om Jesus te sien. Dis nodig dat ek en jy Jesus deur ons lewens en deur ons woorde sigbaar maak vir hierdie wêreld. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Julle sal Jesus bekend maak. Julle sal Jesus sigbaar maak in hierdie wêreld. In die hele wêreld was daar nog nooit iemand wat meer van die Heilige Gees gehad het as jy nie. Laat hierdie Gees jou vervul. Laat hierdie Gees jou vorm en verander. Gee hom vrye toegang, sodat hy jou kan maak soos Jesus. Elke deel, elke aspek van jou lewe. Amen. Here Jesus, dankie dat U ons nie alleen gelos het toe U opgevaar het na die hemel nie. Dankie dat U deur U Gees nou vandag ook in hierdie oomblikke by ons is. Dankie Here Jesus dat U vir ons U Heilige Gees gegee het, dat U U Gees uitgestort het op al U volgelinge, ook oor my. Dankie dat U my gedoop het. Dankie dat ek U Heilige Gees in my lewe ontvang het. Gees van God, ons kies vandag, ek kies vandag om vir U vrye toegang te gee tot elke deel van my lewe. Here, U weet beter as ek watter vertrekke in my lewe is 'n gemors. Watter aspekte van my lewe is chaoties of net nie in lyn met U wil nie.
Ek wil vandag, Here, die sleutel vir daardie vertrek, Heilige Gees, aan U oorhandig. Kom maak Jesus vandag en elke dag koning ook in hierdie deel van my lewe. Heilige Gees, kom vorm my. Kom maak Jesus duideliker sigbaar in my. Kom vorm my om al hoe meer soos Jesus te lyk. Om soos Jesus te dink, om soos Jesus te praat. Kom laat Jesus gestalte kry in my. Sodat ek in hierdie deurmekaar wêreld die lewe sal lewe soos wat U bedoel het dit gelewe moet word. Ek wil geen vertrek in my lewe vir U gesluit hou nie. Ook daai ene wat so groot geheim is, waarvan net ek weet. Kom maak hom vanoggend oop. Kom in, Heilige Gees. U is welkom. Kom maak heel en nuut. Kom maak Jesus koning. Amen.